Goeiemôre en 'n baie geseënde Sabbat. Baie dankie vir julle wat gisterand hier was en wat terug is. Vir die wat nie was nie, gisterand het ons gaan kyk of die Bybel waar is. Ek het hulle vertel van my lewenspad, hoe ek by die Here uitgekom het op 'n ouderdom van 52. 'n Stem het met my gepraat en nie baie lank na dit nie, en daar was daar twyfel in my hart gewees. Kan 'n stem met my praat, is daar 'n Here. En al wat my oortuig het, was die Bybel se profeseë. Ek het gisteraan Daniël 9 se profesie met hulle gedoen, van waar Jesus gekruisig was op die presiese sekonde. En dit het my oortuig, die Bybel is waar. So ons het 'n verlosser, ons het 'n saligmaker en ons het 'n Here. Dan weet ons kan gaan enige tyd. Vandag wil ek kyk na die oorlog in die hemel. Ek het gisteraan vir julle gesê, daar's 'n goue draad in die Bybel. En dis met hartseer wat ek vir julle sê, dat baie min mense daai goue draad raakvat. Veral as ek luister na teoloë, professors en alles, dan besef ek, hulle het nie daai goue draad raak gekry nie. Hulle het nie. In die lesing van vandag is een van die dinge wat ek op my lewenspad as 'n Christen moes gaan sekerheid maak het. Was daar werklike oorlog in die hemel? En wat het daar gebeur? Ek het gisterand gevra, asseblief, kom ons werk net uit die Bybel uit, dat dit nie my gedagtes is, my idees of my leerstellings is nie. Ons gebruik die Bybel as 'n maatstaaf. Besef julle dat daar 'n groot stryd is in hierdie wêreld? Ons as Adventiste gee 'n boek uit van 'n groot stryd, maar soms wonder ek of hulle werklik weet wat daai groot stryd is. Want as jy nie hierdie oefening gaan doen, van, is daar 'n vyand nie, dan gaan jy sukkel met dit. Ek kry hierdie, ek weet nie of hy nou gaan speel nie. Ek het nou 'n video, 'n stemboodskapie, ek sal maar vir julle sê wat daar gebeur. Daar's 'n ding wat tans rondgaan wat sê, as ek 'n Christen was, sou ek nie in die Here geglo het nie. Ek sou aan Satan geglo het. Want nêrens in die Bybel lees ek, dat Satan 'n klomp kindertjies doodgemaak het, omdat hulle vir 'n profeet gelag het. Nêrens in die Bybel lees ek, dat Satan die aarde gevlat het met water, en alles doodgemaak het. So as ek 'n Christen moet wees, sal ek die Satan aanbid. Ek weet nie of julle dit gehoor het nie. Is dit wat die wêreld vandag glo? Kyk 'n bietjie om julle rond. Praat met mense. Wanneer ek met mense praat, dan besef ek, hulle het nie daai goue draad in die Bybel gekry nie. Want wie se skuld is dit? Wie se skuld is dat daar 'n vloed op die aarde was? Besef die mense dit. Ek het gisterand hierdie vers vir julle wys. Johannes 1 vers 9. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En dis waar die groot stryd lê. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad. Ek het gisterand vir hulle gesê, dat God vir almal gesterf het. Vir hulle wat moord pleeg, vir hulle wat kinders verkrag. Vir die wreedste mense het God voor gesterf. Maar as ons verder lees, dan sê hy, vir hulle wat aan hom glo, nie verlore raak nie. Gisterand het ek met hulle gedeel 'n bietjie van my lewensverhaal. Op 52 ontdek ek die Here. 52. Sê byvoorbeeld ek het gesterf voor ek 52 was. Was daai bloed aan die kruis dalk vir my verniet gewees. En dis goed wat ek nooit aan gedink het nie, tot op 52. Ek was in verskeie motorongelukke gewees, en elke keer sê my vrou vir my, die Here wil hê jy moet stadig. Dan skrik ek 'n bietjie, tot so miskien die langste was vir 3 maande. Dan is ek terug waar ek was. Wat sou gebeur het as ek gesterf het in daai tyd? Die Bybel is duidelik. Vir hulle wat aan hom glo, het Jesus gesterf. Nie wat die wêreld vandag glo, een keer gered, een keer vir die Here gebid en ek is gered nie. Waar kom alles vandaan? Baie keer vra ek vir mense, waar kom sonde vandaan? Dan sê hulle Adam en Eva.
Ons het dit op skool geleer, ons ouers het ons vertel. Maar dis nie waar nie. Sonde kom van die hemel af. Het jy dit geweet? Julle is gelowig. Baie kerke waar ek kom, baie mense wat ek praat, is verbaas as ek vir hulle sê, dat sonde uit die hemel uitkom. En toe ek strandveilig sê, toe ek die Bybel begin lees, toe sê almal vir my, moenie die Ou Testament lees nie. Net die Nuwe Testament. En ek is seker van julle het daai selfde ondervinding gehad. Lees ons van die oorlog in die hemel in die Ou Testament. Ons doen. Maar dis die profesie wat ons mos nie verstaan nie. Die moeilike goed. Openbaring 12 sê vir ons, daar was 'n oorlog in die hemel gewees. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was nie meer in die hemel te vind nie. En die groot draak is neergewerk, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerk op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerk. So hoe kan daar in 'n volmaakte hemel sonde wees? Hoe kan dit? Hoe kan daar wees? Het julle al ooit gedink, toe ek as 'n kind klein was, en almal gaan dood, ag, dankie tog, hulle is nie meer op die aarde nie. Hulle is in die hemel. En dis die oorsprong waar sonde begin het. Maar ons besef dit nie. Nou wat het dit met ons uit te maak? Wat het dit met julle uit te maak, as die oorlog daar was? Jesegiel 28 vers 13 sê vir ons, jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. So hy wat uit die hemel uit weggegooi is, uitgegooi is, was perfek. Perfek. As ons lees wat hy gedoen het, hoe hy geskape was. Ek dink die dag, as ons die duiwel moet sien, Satan moet sien, Lucifer moet sien, gaan ons verbaas staan. Want hier binnekant in ons prentjies, het ons 'n verwronge idee van wie dit was. Hy was 'n gerub met uitgesprekte vlerke wat beskit en ek het jou gestel op heilige berg. 'n God was jy. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. So dis 'n engel wat beskit het. Hy was in die teenwoordigheid van God daagliks. Wie van julle sou daai voorreg wou gehad het om net na die Here toe te gaan en met hom te praat. Maar toe ons tot bekering kom, toe sê my seun vir my, pa, ek wens ek het in die Bybelse tyd geleef. Vandag moet ek wonder wat gaan môre gebeur. Adam en Eva kom met die Here gaan praat het. Hulle kon advies gaan vra het. Daai voorreg wat van ons weggeneem is, as gevolg van die sonde wat in die hemel was. Vers 15 sê, jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. So daar was ongeregtigheid gevind in Satan, Lucifer. Hy is nie net 'n prentjie nie, hy was 'n geskape dier. Hy was nie geskape as 'n duiwel nie. Ons het nou net gesien, hy was perfek. Hy word beskryf as al die mooies van die edelstene. Hy was 'n volmaakte wese gewees. Wat het fout gegaan? Om dit te verstaan, is deel van daai goue draad, moet ons eers gaan kyk na gisteraand se lesing, die karakter van God. Ek het gisteraand vir julle gesê, die eerste boek wat ek in die Bybel oopgemaak het, onder advies, was die boek Johannes. Nou Johannes beskryf vir ons baie mooi God se karakter. God is liefde. Ja, 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En ek het al baie gewonder, wat is liefde? Hoe kan ek liefde wees verduidelik? Hoe kan ek dit vir julle bekend maak vanmôre? Hoe weet ek my vrou is lief vir my? Hoe weet julle? Julle eggenoot is lief vir julle. Is dit nie in die maniere hoe hulle optree teenoor jou nie? Is dit nie hoe hulle jou behandel, met jou praat nie? Ek dink ons gaan nog eendag baie hê om te leer, want ons daai karakter van die Here gaan ervaar
God is liefde. Satan was in 'n perfekte omgewing. Wat het fout gegaan met hom? Wat se ongeregtigheid het in sy hart gekom? My vraag wat ek altyd vra, is daai ongeregtigheid dalk in my hart vandag? Wat dalk kan veroorsaak dat ek ook uitgegooi gaan word. Nou die Bybel sê vir ons, hoogmoed het in jou hart geword, oor jou skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Hoeveel van ons sit vandag met daai hoogheid? Het jy al hoogmoedige mense gesien? Die wêreld is vol van hulle. Sonde begin nie net met 'n daad nie. Dit begin met 'n gesindheid. Is van hoe ek oor 'n persoon voel. As kind het my ma vir my altyd gesê, jou eerste indrukke is blywend. So wat doen ons? My eerste indruk toe ek vir Dennis Burger ontmoet, is dit vandag nog dieselfde. Ek het hom dalk 'n dag ontmoet, toe hy nie in 'n goeie by was nie. Maar nou het ek daai indruk van hom gekry. Gaan ek toelaat dat hy my verkeerd bewys? Dis hoogmoed. Is dit nie wat in ons harte is vandag nie? Ek wil julle vinnig, ek het gisterand vir julle gesê, daar's baie getuienisse in my lewe, wat ek graag met hierdie tyd met julle wil deel, want dis die pad hoe ek by die Here gekom het, hoe die Here vir my dinge gewys het. Ek stap in 'n kerk in Rustenburg, Adventiste kerk. Elke week staan 'n nuwe ou hier voor. Nie dat ek baie in kerke gekom het nie, maar gewoonlik was dit dieselfde ou. En ek kry 'n gedagte in my kop, Jesus, maar hierdie kerk het net predikante. Hier gaan ek swaar kry. So een môre staan daar 'n man op en hy preek en nog voor hy baie sê, net sy houding alles. Toe sit hy my af. Ek hou nie van hom nie. Ek het nog nie sy hand geskit nie, maar ek hou nie van hom nie. So elke keer as hy kom preek, dan vat ek maar my lesboekie en ek krap in die boekie, ek luister nie wat hy sê nie. Nooit 'n boodskap van hom geluister nie. En een môre preek hy oor klere dra. Daai oggend bring ek 5 mense kerk toe, wat armoedig is. En dadelik hou ek nog minder van hom, want nou pik hy op hulle. Dis nie wat ons dink nie. En ek wil opstaan en ek wil uitloop. En ek het dit al gedoen in 'n kerk. Maar daai oggend kry ek net nie die oortuiging om te loop nie. En die volgende oomblik sê hy, dit maak nie saak wat jy het nie, wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here kom nie. Sorg dat dit jou beste is. Soos dit wat jy aangetrek het vanmôre jou beste in jou kas is, dan is dit reg. As jy vir slonsie instap en dis jou beste, dan is dit reg. Ek maak my boekie toe want ek het hom al stikkend gekrap. Ek sê, Here, ek is jammer. En ek moes na daai man toe gegaan het en gesê, en toevallig was hy 'n leraar. Sy leraar. Ek wil jou om verskoning vra. Ek het jou nie gelike nie. Hy het uit die veld geslaan, geval vir my gekyk en gesê, wat het ek gedoen? Ek het nog nooit eens met jou gepraat nie, wat het ek gedoen? Dis die ding. Jy het niks gedoen nie. Maar my eerste indrukke van jou was, ek gaan nooit met jou oor die weg kom nie. En vandag kan ek sit en luister hoe preek hy. Dit begin met 'n gesindheid, nie met 'n daad nie. Hy het niks hierby gedoen nie. En ons moet versigtig wees. Jesaja 14 vers 12 sê, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Vers 13, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre, en bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogste van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. So wat was Satan se plan? Die ongeregtigheid in sy hart, wat gekom het, die hoogmoed wat gekom het, hy wil God wees. Ek kan nie van julle praat nie, maar ek vind dit in myself. Ek het ook hy hoogmoed. Ek stel my ook soms gelyk aan mense. As ek maar net daar bly, dan is dit seker nie so erg nie.
Maar ek stel my beter as ander mense. Ek sien dit daagliks. So wat wou hy doen? Wat was sy vraag? Is God werklik liefde? Of gee hy net voor? Ons leef in 'n wêreld van voorgee. Ek het al baie gesê, ek wens ek kan 'n vlieg wees in daai persoon se huis. Want ek het al gesien hoe val sy pleister van die lyf af. Hy bevraagteken God se karakter. En natuurlik, God se wet is sy karakter. Want as ons die wet van God gaan studeer, dan kom ek agter, dis net liefde. As ek dit kan doen en handhaaf, dan het ek lief. Dan sal ek nie my naaste se vrou begeer nie. Ek sal nie sy goed vat nie, want ek is lief. Wanneer jy daai dinge doen, dan kom die vraag, is God regverdig? Daai stemboodskap wat rondgaan, hoe regverdig kan God wees as hy kindertjies doodmaak? Hy het beweer God is nie liefdevol nie. Wat sou julle gedoen het as julle in God se plek gestaan het? Want ek het my daai vraag afgevra. Ek was 'n groot besigheidsman, en as mense nie doen wat ek wil sê nie, dis nie so erg soos wat Satan gedoen het nie. Het ek hulle laat gaan. Kon God nie net daai oomblik sy oog geknik het, en die res van die engele het net gestaar. Niks gehoor, niks gesien nie, gedagtes skoongemaak, geheue weggevat, en God maak vir Satan dood nie. Of was hom uit? Net 'n knoppie en daar sit 'n rookballetjie. Sou dit nou die perfekte ding vir ons gewees het nie? Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Dink vir julleself. As ek nou vandag beweringe maak teenoor Jean, wat hy gedoen het, of dalk teen Dennis, of enigiemand van julle, en ek begin die gerugte rondgee, en hulle kom en hulle volg my en gooi my toe en alles, sou dan nie vrae by julle gewees het nie. Maar was Freddy dalk reg? So God kon dit nie doen nie. Hy kon nie. Baie keer in my lewe was ek al beskuldig, wat dit my hart seer gemaak het. En ek moes dit deurleef, dat die waarheid aan die lig kon gebring word. Liefde is 'n vrye keuse. Liefde kan nie gedwing word nie. Ek sou nooit in my lewe met 'n vrou getroud en my ma vir my gekies het nie. Liefde is 'n vrye keuse. Net so het die Here vir Satan en die engele en vir ons 'n vrye keuse gegee. 'n Vrye keuse om te kan lief hê wie ons wil. Kan nie iemand lief hê as jy daai persoon nie vertrou nie? Kan ek my vrou lief hê as ek haar nie kan vertrou nie? Hoe sou ek in die dag gaan werk het? Hoe sou ek alleen by die huis gelot het? So God wil hê, ons moet hom kan vertrou. God wil hê, ons moet weet hy's regverdig. En hy wil hê dat ons moet besef dat sy besluit geluk en sekuriteit na die heelal bring. Sodat niemand ooit weer die bose sal kies nie. So elke vraag wat van daai dag van sonde in die hemel begin het, moet beantwoord word. Ongelukkig kon Lucifer nie in die hemel bly nie. Ons het gelees dat hy uit die aarde, uit die hemel het neergewerp is. Nou wat het dit met ons te doen? Ek het julle nou gevra. Wat het dit met ons te doen? Julle al daai vraag gevra. Wat het daai oorlog in die hemel en die gevolge daarvan met my te doen? Die Bybel sê vir ons, alles was perfek. 7 dae wat God geskep het, was alles perfek. Adam en Eva
kry ook 'n vrye keuse. Selfe keuse wat ek en jy het. Ons het gelees, Lucifer was in die skepping, hy was op die aarde. Nou kom ek deel met julle die groot stryd. Hy word uitgewerp, hy is op die aarde. God het hom nie uitgewis nie. Hoekom nie? God se karakter kan nie verander word nie. God se woord sê, wanneer daar argument tussen my en my vrou is, moet 'n derde persoon inkom en kom luister. 'n Onpartydige persoon. So nie my ma of haar ma nie, 'n onpartydige persoon. Kom sit en luister. Soos dit vandag in die hof gebeur. Daar sit 'n onpartydige regter, hy luister na die saak, dan gee hy beslissing. Hoeveel partye was in die hemel gewees toe Lucifer uitgegooi is? God en 2/3 engele. Lucifer en 'n derde. Waar is die derde persoon? So God kom aarde toe en hy skep vir Adam en Eva as die derde persoon. En as julle nie die Bybel ondersoek nie en die goue draad kry nie, weet julle dit nie. Want in die Nuwe Testament word vir ons gesê dat ons eendag engele gaan oordeel. Wie is daai engele? Gaan ons die engele oordeel wat in die hemel is? Regverdige oordeele? Of gaan ons hulle oordeel wat uitgegooi is? So ons gaan hulle oordeel. So wat sien Satan? Hier is my regter. So ek moet vir hulle dadelik aan my kant kry. Dis nie wat ons moet doen as ons ry en ons gaan oor 'n spoedlok val nie. Ons gaan in die hof beland. So nou koop ons maar vinnig daai persoon om, dat daar nou nie verder gevolg is. Dis die groot stryd. En ons word gevang daagliks in daai groot stryd. Want ons maak 'n besluit om daai sonde te doen. God sê vir Adam en Eva, as julle van daai vrug eet, gaan julle sekerlik sterf. Wat sê Satan? Nee man, julle gaan gewis nie sterf. Julle gaan nie. Eva glo hom. Adam volg haar voorbeeld. Toe Adam en Eva daai vrug eet, toe kom hulle in opstand teen God, in 'n rebellie teen God. En waar sit ons vandag? Die persoon wat die stemboodskap gemaak het, besef hulle dit? Besef hulle waarvoor is daar lyding? Waarvoor is daar oorlog? Maar omdat ons nie na die Bybel gaan kyk nie, en hom gaan studeer nie, besef ons dit nie. Ons besef nie van daai stryd en ons besef nie hoe word ons betrokke in daai stryd nie. Satan is uit die hemel uitgewerp en Adam en Eva moes sterf. En wat van ons? Wat sê Romeine vir ons? Ons is almal sondaars. En die loon van ons sonde is die dood. As gevolg van daai oortreding. Daar's in die Bybel net een sonde. Alhoewel ons van baie sondes leer, kom dit net van ongehoorsaamheid af. Wanneer jy van daai vrug eet, moenie daai vrug eet nie. Net een sonde. En daar is ons in rebellie teen God. En ons moet sterf. Nou hier is 'n ander deel wat mense nie verstaan nie. Ons lees, God het van hulle velle gemaak. Waar kom hy velle vandaan? Iets moes sy lewe gegee het. Wie daai skapietjie geslag. Het jy al gaan kyk, wat sê die Bybel, wie daai skapietjie geslag? Waar kom hy skaapvel vandaan? Het God daai skaap geslag? Praat met my. Ek strand vir julle sê asseblief, ek wil eendag by die Here wees. So dit wat ek vandag vir julle sê, ek is verkeerd, dan gaan ek dalk die verkeerde pad stap. Het God daai skaapie geslag? Nee, hy het nie. Dis wat die wêreld glo vandag. Want as God my skaapie geslag het vir my, dan kan ek mos maak net wat ek wil. Adam en Eva moes hulle eie skaapie slag. Dink bietjie julle vrouens vandag. Julle maak nie eens 'n vlieg dood nie.
Stel jy voor, jy vat 'n skaap en jy sny sy keel af. Adam en Eva moes hy skaap slag. Stel julle voor, die volgende oomblik is hulle seun dood. Was dit God se skuld? Nee. Maar Jesus kom en hy sterf in ons plek. Hy kom en hy sterf in die plek van Adam en Eva. Maar net vir elkeen wat in hom glo. Erg, né? Wie van julle het daai liefde? Wie van julle het daai liefde vandag om vir my te gaan sterf? Dis die karakter van die Here. Hy het daai liefde om sy lewe aan daai kruis te gaan opoffer vir ek en vir jou. Kolossense 2 vers 7 sê, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. So daai skaapie wat Adam en Eva geslag het, om hulle sondes te bely, was die toekomstige skaap wat in die kruis gehang het. Klink dit nou na 'n wrede God? Nee, dis nie 'n wrede God nie. Dis werklik nie 'n wrede God nie. So ek dink dis 'n baie arrogante stelling wat Satan gemaak het, dat God onregverdig is. Satan sê God het ons nie lief nie. Ons het groot geword, Jesus in die kruis gesterf, maar ons het nog nooit gaan sit en dink, wat was die offer nie? Op 52 kom ek tot bekering. En daar's 'n fliek wat op daai stadium baie gewild is, Passion of Christ. En ek kyk hom oor en oor en oor en oor. Nog 'n lang fliek. En ek raak so woedend as ek sien waardeur gaan Jesus. En die laaste keer wat ek hom gekyk, ek het hom nooit weer gekyk na dit nie. Toe hy deur daai lyding en pyn gaan en hulle sit hom teen daai kruis vas. Toe besef ek, Freddy, dis vir jou wat hy dit gedoen het. Freddy, as jy moontlik daar was, sou jy dieselfde gedoen het. En dit was 'n skok in my lewe daai dag, dat ek besef, hoe lief moet die Here my hê? Hoe lief moet hy julle hê? Ek het net tot bekering gekom toe, gaan stuur die Here my tronk toe met 'n boodskap vir iemand daar binnekant. Ek was nie gelukkig om te gaan nie. Ek het maar 'n vrees vir 'n tronk. En hy maak die deure vir my oop om in die middel van hulle selle te gaan sit. Nie in 'n kamer nie. Ek gaan sit so tussen 40 van hulle. Daar waar hulle bly. En na 'n paar keer se gegangery, weet julle wat sê ek? Dankie Here. Ek het nie meer 'n vrees nie, dankie Here. Ek besef vandag, hoe lief is U vir daai moordenaar. Ek besef vandag, hoe lief is U vir daai verkragter. Die Here het my na daai plek toe gegaan, om deel van sy karakter te kan gaan sien, te kan ervaar. As hulle my kind moes verkrag het, en doodgemaak het. So ek seker teruggegaan het met 'n revenge. Maar die Here het my daar gevat, om te besef, hoe lief is hy vir 'n sondaar. En daai dag toe ek huis toe gaan, toe ry toe heilig. Want toe kom dit in my woord, in my kop op, dat daar geen verskil in sondes is nie. So die oggend wat ek gery het in my lelike gedagtes wat ek gehad het, is in die Here so presies dieselfde wat hulle gedoen het. En hy het vir my in die kruis gesterf. En dit het my 'n ander perspektief gegee van die karakter van die Here. God het ons lief. Hy is werklik vir ons lief. Kyk die spykers in sy hande. En ons gaan eendag die voorreg hê, as ons met hom is, om daai merke te sien. Ek is 'n realist. Ek gaan dalk maak soos Thomas, dalk wil voel hoe voel hulle. Maar dit wat hy opgeoffer het vir ons. Kyk na daai doringkruis op sy kop. Hy het daai kruis al die pad gedra na die kruis toe en na die graf toe.
Hy het my sondes op hom geneem. Kom ons kyk nou na daai skapieslag. Hy het die sondes op hom geneem. Maak dit nou dat ek hemel toe gaan. Dis wat vandag verkondig word. Jesus het in die kruis gesterf, die wet is weg. As ek in hom glo, gaan ek gaan en sê, Here, vergewe my. Dis wat dit simbolies was, hy lammetjie slag. Vergewe my, Here. So Adam en Eva moes fisies iets doen. Ek moet vandag op my knie gaan en sê, Here, vergewe my. Want as Jesus die lam geslag het ek nie nodig om dit te doen nie. Dan het ek nie. In die volgende dag, in die graf. Hoekom spandeer hy dit in die graf? Want hy gaan nie sy wet oortree nie. Hy gaan nie. En daai stilte van die graf het hy geslaap uitgerus. En die volgende dag, die eerste dag, toe staan hy op. Hy wat die Here van die Sabbat was, het dit nie gebreek nie. Sy liefde gaan nooit wegraak nie. Soms raak my liefde weg vir my vrou, sy my kwaad maak dan gaan en skree ek vir haar. Waar is my liefde vir haar? God se liefde gaan nie weg nie. En dis die beskuldigings wat Satan gemaak het teen God. Hy het getriomfeer oor die kruis. Hy het sy ewige liefde vir my daar bewys. En ek is seker as julle die studie gaan doen, gaan julle besef wat hy gedoen het vir julle. Hy het die verlossingsprys vir ons betaal. Ons is deel wat hom aan daai kruis gesit het. Ons is deel. Dis die sondes wat Freddy van der Linde gemaak het, tot en met vandag, wat Jesus in die kruis gesit het. Dit het in die hemel begin. Ons het 'n keuse gemaak. Ek het die keuse gemaak. En ek kan vandag sê, julle het dit ook gemaak, sonder dat ek julle ken. Ons het gisterand bepaal, God se woord is waar. En sy woord sê ons almal is 'n sondaar. Ons het daai keuse gemaak. Dis wat die wêreld dink vandag. Presies wat Satan insinueer het, dink ons. Kyk 'n bietjie na daai prentjie. Ons het gister gehoor van geliefdes wat dood is. Ek het eergister 'n niggie verloor. Gistermiddag bel 'n niggie vir my. Sy het nou net by die huis gestop. Daar lê 'n vrou in haar huis dood. 3 in 'n dag. As gevolg van wat in die hemel gebeur het. Daar sit my vrou daar agter, sy het nie haar op haar kop nie. Kanker. Ja, ons lewenstyl, keuses wat ons maak, veroorsaak dit. Omdat ons geval het vir 'n leuen. Ons het geval daarvoor. Ons leef in 'n wêreld, sekerlik aan die sondigste deel, geskiedenis in die wêreld se tydperk wat ons in leef. En ons blameer die Here. Wat maak sonde? 'n Skuldgevoel. Dis wanneer jy nog vir die Here se stem luister, kry jy 'n skuldgevoel. Maar as jy so ver vervallig geraak het, plaat dit jou nie meer nie. Jy skaam, jy kruip weg, jy's beangs. Wat het Adam en Eva gemaak? Hulle het gaan wegkruip. Wat maak 'n stoute kind? Hy gaan kruip weg. Is ons nie maar stoute kinders nie? Ons kruip weg. Wat is die toestand vandag in die wêreld? Angstigheid. Hulle het hierdie week, ek bly op 'n plaas, het hulle al die bure se heininge gesny. Ek wens julle kan op daai groepie gaan en sien die angstigheid in die mense. Daar's nou 'n buurtwag aangestel, mense patrolleer die plek. Ons leef in vrees. Daar's oorlyding. Net in my familie gister is daar verdriet, almal huil. Armoede.
Ek gaan gereeld op in Afrika. Ek wens julle kan die armoede daarbo gaan sien, van hoe mense leef. Soms waar ons leef, in die omstandighede wat ons, kyk ons het mis. Maar ry maar hier vanaf Magaliesburg toe, kyk op die hoeke van die strate, jy sien armoede. Dood is 'n algemene ding vandag. Maar God het aan daai kruis gesterf, omdat hy vir jou en vir my lief is. Hy het daar gesterf om vir ons weer 'n geleentheid te gee, om die skeiding tussen ons en hom reg te maak. Ons moet hom gehoorsaam wees. Ons moet doen wat die Here sê. Ek het vir julle gesê, hoe kom hy vir Adam en Eva gelei het? En daar sit 1 Korintiërs 6 vers 3, julle sal engele oordeel. Wie gaan die engele oordeel? Gaan die wêreld die engele oordeel? Of gaan hulle die engele oordeel wat in die Here glo? Want daar kom 'n oordeelsdag. Daar kom 'n oordeelsdag. En dis wat ek met my laaste lesing vandag met julle gaan bespreek. Daar kom 'n oordeelsdag. Ek het gisterand vir julle gesê en ek gaan dit weer vandag sê. My lewe het verander omdat ek 'n sus verloor het. Wat ek baie, baie lief was voor. Ek het al baie gesê, as die rolle moes geruil het daai dag en dit was dalk my vrou wat gesterf het, sou dit die impak op my lewe gehad het, as wat dit het toe my sus gesterf het. Maar ek het daai dag besef, alles wat ek het, al my vriende, alles kan dan nie terugbring. Alles kan nie. Na 'n jaar se, ek het gedog die drank gaan klaar wees na 'n jaar. Ek het nie eens 'n teken gemaak nie. Praat 'n stem met my. En na ek met hierdie pad gestap het en die ondersoek ingestel het en ek besef daar's 'n Here in die hemel, het ek 'n begeerte om by die Here te wees. Hoekom? Ek wil graag met my sus praat eendag. Weet jy kom dit my so geaffekteer? Die maandagmôre kom ek by die werk en sy het iets gedoen. Ek is die baas, sy werk vir my. En ek vererg my vir haar en ek raas met haar. Laat sy naderhand in trane sit en huil. En ek is woedend, ek klim in my kar en ek ry. En vir 'n week lank drink ek my mors dood. Nie eens lus om weer werk toe te gaan nie. Daai volgende Woensdag tel ek haar na kamer op dood. Nou dood het 'n paar effekte op 'n mens se lewe. Dis 'n skok. Dit was 'n groot skok vir my. En soos die skok weggaan, dan soek ek nou 'n rede. En in daai rede soek, kom daar skuldgevoelens. Ek is skuldig, ek voel sleg omdat ek met haar beklei het. Maar die fases gaan verby. En toe wil ek die skuld plaas op iemand anderster. Maklik gewees. Ons blameer mekaar altyd. En toe besef ek sal nooit die geleentheid eendag hê om met haar te kan praat, as ek nie self by die Here gaan wees nie. En daar het my pad begin om die Here te soek, om te hoor wat hy vir my sê en wat te doen. So hulle wat in God glo, sy kinders, hulle gaan die engele oordeel. Ek het al baie in die nag wakker geword met hierdie lelike prent in my gesig, van 'n oordeelsdag. En as ek aan die verkeerde kant is, en my sus is daar, gaan daar tyd wees om haar te vat en om te help en sê ek is lief vir jou. Nee. Gaan nie tyd wees nie. So ek het daai besluit gemaak, ek wil by die Here wees. En dis hoekom ek julle gevra het, asseblief, as ek iets verkeerd sê my. Nie agter my rug gaan sien nie, kom sê vir my reg. Kom wys my iets anders in die Bybel, ek wil dit aanvaar. Ek gaan nie teen dit stry nie. Ek wil by die Here wees. Want ek wil eendag daar sit en sê, Here, hy was hoogmoedig. Here, hy het van my vriende saam met hom gevat. Hulle wat in die Here glo, gaan daai kans kry om engele te oordeel. Want oor wat sê die Bybel?
Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Die dag toe hy vir Adam en Eva kry om van daai vrug te eet, toe is hy verklaar 'n moordenaar. Nie met Kain nie. 'n moordenaar. Adam en Eva het gesterf. Ek en julle gaan sterf as ons vir hom luister. En staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leertaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar van die Vader daarvan is. Van die begin af lieg hy. En hier sit ons in hierdie wêreld. Hy verlei ons almal. Elkeen van ons. Openbaring 12 vers 9 sê, en die hele wêreld gaan verwonderd agter hom aanhard. Maar ons kry die waarskuwing in Petrus, dat hy 'n brullende leeu is. So ons moet gaan kyk. Ons moet die Bybel gaan studeer. Ons het 'n verlosser. Ons het een. Ek het julle gisteraan die gewys van die professors. As ek net 'n kans sien en ek kan hom net kry om vir 'n minuut of 5 stil te bly, net na die Bybel te kyk. Want hulle is professors, teologiese professors. Kyk wat daar staan. En te besef dis wat God se woord sê. Daar te begin. Ek was in die weermag vir 20 maande. En ek dink hier sit van julle wat dieselfde tyd as ek daar was. Ons het geveg teen die terroriste, SWAPO. Elke môre het ons 'n parade gehad. Elke môre. Nie om ons rond te neek nie. Ons het elke môre inligting gekry oor wat die vyand gedoen het. Vandag leef ons weet nie eens ons het 'n vyand nie. Ons weet dit nie. Menige mense glo nie eens as 'n duiwel nie. Hoe gaan ek op die grens 20 maande gesurvive het, as ek nie geweet het wat sy klere dra hulle nie? Om te geweet het wat na te kyk nie. Daar's jong manne dood op die grens, omdat hulle nie geluister het wie of wat die vyand was nie. Ek sê nie, ons moet meer na hom gaan luister as die Here nie. Ek sê wel, kom ons kyk na die karakters. Ek vra baie die vraag, as hier nou 'n persoon instap, en sy naam is Jesus, gaan julle hom erken? Kan julle 'n liefdevolle persoon erken? Kan julle 'n persoon wat liefde uitstraal erken? Julle gaan hom erken. En terwyl ons nou lekker sit en gesels, kom maar weer 'n persoon van hierdie kant in. En sy naam is Lucifer. Gaan julle hom erken? Gaan julle? Baie mense sê vir my, ja, dadelik. Hoe gaan jy hom erken? Nee, sê hier inkom, ons skop uit die tafels om en hy stamp en hy stoot. Nee. Ons het nou gelees, hy wil God wees. Soos Jesus hier gaan instap, gaan hy instap. Daar's 2 stemme wat met ons praat vandag. Dis daai stem en dis daai stem. En hulle praat dieselfde. Hulle praat dieselfde. Ons sit met 'n keuse vandag. Ons sit met 'n keuse elke dag, elke sekond. En as ons nie weet wie die vyand is nie, gaan ons nie die regte keuse maak nie. Ons het 'n keuse vandag. Om die man aan die kruis, of hy wat leentaal is te glo. Wat is julle keuse? Al daai aantuigings teen God is nie waar nie. Daai persoon wat daai stemboodskap rondstuur, as hy vandag dalk hier gesit het en sy luister wat ek sê, en miskien het ek verkeerd gepraat, ek weet nie. Maar dan sal sy getwyfel het aan dit wat sy sê. Omdat hulle nie die oorsprong ken nie. Ek het dit ongelukkig baie laat in my lewe erken.
of ontdek 52. Moenie die foute maak nie. Maak 'n keuse vandag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here, dat ons 'n geleentheid vandag het om te kan kies tussen U en tussen die vyand. Here, U praat nie leentaal nie, Hy praat leentaal. Here, U is lief vir ons, Here, Hy wil ons vernietig. Help ons vandag om 'n regte keuse te maak, om met U te staan. Vergewe ons asseblief, Here. Lei ons en gebruik ons. In Jesus naam, amen. 11:00 gaan ek hierdie 2 persone teen julle opspeel. En vandag wil ek vir julle, 11:00 wil ek julle wys, hoekom sê die Bybel, en die hele wêreld gaan agter daai persone aan. Moet dit asseblief nie mis nie. Baie dankie.